Goeiemôre, goeienaand en hierdie is Straatwys. Nou, vandag is dit die 180ste video van Straatwys. Ja, 180. En ek sit vanoggend hier en ek dink aan hoe dit alles begin het. Dit was so klein geweest. Iemand het vir my gesê, mense lees nie meer nie. Video's het meer impak as al die blogs wat jy vir amper 20 jaar geskryf het. En toe kom die uitdaging en sy sê vir my, maar maak eers 90 video's, elke liewe dag. En tot vandag toe weet ek nie juist hoekom die 90 'n magiese getal was nie, maar ek het net eenvoudig begin. En nou sit ek hier vandag en ek maak my 180ste video. En ek onthou daai tyd in Pretoria toe hierdie woorde uitgespreek is en die uitdaging gekom het. Ek was vasgevang op soveel vlakke in my lewe. Ek het verandering gesoek, ek het uitkoms gesoek en ek het 'n rigting gesoek. My vibrasies was laag, dinge het nie vir my uitgewerk nie en ek was depressief. En ek het myself so alleen gevoel en my lewe het doelloos gevoel. En ek het geweet iets moes gebeur. Ek het pas 'n boek klaar geskryf en ek het gesoek na 'n nuwe uitdaging. Maar min het ek geweet hoe daardie klein stap, daardie een ding, my maande en my emosies en selfs my rigting gaan verander. Nou eers het ek daarteen geskop soos ons almal doen. Jy weet, soos elkeen van ons voor 'n nuwe uitdaging staan, is daar altyd daardie ongemak. Ek het 'n ou iPhone 5 gehad wat nie 'n lekker kamera gehad het nie. Die kamera was definitief nie perfek nie en daar was nie altyd genoeg spasie om die video te vat en op te laai nie. Dit was ongemaklik, né? En partykeer het ek myself gevra, hoe gaan ek hierdie gedoen kry sonder hierdie professionele toerusting wat 'n ou dink wat 'n ou nodig het? Maar ek het eenvoudig net begin, net gedoen. Halfhartig, versigtig en sonder 'n plan, maar ek het begin. Nou was natuurlik ook selftwyfel, né? Nou wie is ek nou? Wie gaan na my luister? Wie gaan na my boodskap luister? Ek was skaam geweest. En baie van die dinge wat ek wou deel was dinge waarmee ek self so sukkel in my lewe. Ek was skaam oor waar ek in my lewe was, oor hoe min ek gevoel het ek 'n bydrae maak tot die mense naby aan my of die wêreld om my. En ek het besef dalk het ek ook 'n beter gesig vir radio as vir video eerder, maar tog het ek begin. Nou party oggende het ek wakker geword en gedink, wat die hel gaan ek vandag sê? En dit het my gedwing om terug te gaan na my ou blogs toe. En jy weet wat het ek agtergekom? Ek het besef, wow, kyk hoe het ek gegroei. Baie verder as wat ek besef het. Want terugkyk is dalk partykeer 'n goeie maatstaf van waar jy nou is, van wie jy nou is. Alhoewel ek nie altyd geweet het wat om te sê nie, het ek geleer om op te let, om bewus te wees aan die een kant van die eerlike plek waar ek is en aan die ander kant van dinge wat rondom my gebeur. Dalk net 'n gesprek of 'n gedagte, 'n film op Netflix. Alles kon die vlammetjie in my aansteek en so het ek elke dag iets gevind wat inpas. Inspirasie kom nie altyd uit die groot opskrifte uit nie. Dit kom baie keer in die eerlikheid van die alledaagse. Ek het oor die laaste paar jaar ook 'n stelsel ontwikkel wat menslike ontwikkeling en emosionele groei help. En dis 'n goue draad wat deur al my video's loop, maar ek moes tog hier en daar gaan soek het na iets wat my daardie dag kan inspireer. 'n Langer termyn plan, 'n ritme te vind, 'n leerproses wat alle klein aksies verbind het. Nou 6 maande later en iets het verander in my. Aan die begin was daar die 90 video doelwit. Ek het die skor dopgehou en dit het vir my gewerk en sy werk gedoen omdat dit my getrek het en my gedwing het om my goeders te doen. Maar nou fokus ek net op vandag in hierdie oomblik en hierdie video. En dit is so deel geword van my DNA, amper soos dat dit my roeping is. Dit vloei deur my. Elke oggend as ek opstaan, dan is al wat ek vandag moet doen, die maklikste daarvan is om my video te maak. Nou vandag is my lewe 180 grade anders as daardie oggend in Pretoria. Nie omdat alles perfek is nie, nie omdat niks verkeerd is nie, maar omdat ek deur elke dag, elke klein aksie, elke eerlike oomblik my rigting verander het. Mense dink soms verandering moet oornag gebeur, maar dit gebeur 1 graad op 'n slag, 1 gedagte, 1 aksie, 1 refleksie. En voor jy weet, is dit 90 en 120 en 180 grade. Ek het ook iets interessants ontdek. Ons dink dikwels dat ons moet oorbegin om te groei om gelukkig te wees. 'n Clean slate is nie altyd nodig nie. Nou hierdie video's het my geleer iets wat ek in besigheid en in die lewe ook sien. Soms werk die beste produk en die beste strategie om iets te vat wat nie heeltemal noodwendig nuut is nie, maar iets te vat wat reeds werk en dit net 'n ander baadjie te gee.
om jou kennis, jou blogs, jou ervaring, jou boeke te vat en dit te remix op 'n manier wat eie en uniek is, sodat mense dit op 'n nuwe manier kan sien. Min van die dinge wat ek deel is vir jou dalk nuus. Meeste van die goeders is goed wat jy reeds weet, maar soms moet ons herinner word, soms moet dit geremix word. Jou verlede, jou seer en jou verraad, jou mislukking, selfs die mense wat jou gelos het en jou seer gemaak het, alles kan deel wees van jou materiale wat jy gebruik vir jou nuwe produk. Hulle kan jou inspireer, hulle kan jou help om jou eie 180 grade te vind. Daar's 'n spreekwoord wat ook sê, die een se dood is die ander se brood. Maar miskien in hierdie konteks, die dinge wat jou doodgemaak het, kan ook vir ander mense die brood wees wat vir hulle lewens gee en wat hulle voed. Jou pyn kan jou gereedskap wees om ander se seer te genees, ander hoop te gee. En sonder dat jy dit self weet, word dit jou eie groei ook, jou eie 180 grade. Nou ek wil hê jy moet onthou, jy is dalk vasgevang in sekere goeders, jy's in jou onsekerheid, jou stil seer. En dis nie jou einde nie, dit is jou materiaal om jou grondstof om te kan gebruik. Jou potensiaal, jou 180 grade is ingesluit binne in dit. Jou kans om te groei, om te verander, om jou lig te vind. So vandag in hierdie 180ste video vier ek nie net die nommer nie. Ek vier die reis, die struikeling, die twyfel, die nederigheid, die vreugde, die leer en die eerlikheid. Ek vier die feit dat groei nie perfek hoef te wees nie. Groei is 'n vloeiende beweging van jou eie bewustheid oor jou eie aksies, jou eie oorgawe. En soos ek dit met julle deel, wil ek hê jy moet onthou, dit gaan nie oor die perfekte begin nie, dit gaan net oor die feit dat jy dit doen. So tot ons weer saam stap, ek hoop jy 'n wonderlike dag en gaan leef jou lewe voluit vandag en doen wat jy kan. Mooi loop.